Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in Jesus se naam. En laas Sondag was Pinkstersondag. Ons het die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Ek het 'n boodskap met u gedeel by daardie geleentheid, soos die Here my gelei het. En ek het ook vir u gesê dat ek, as die Here se wil is, dan van vandag af gaan begin met boodskappe uit die boek Handelinge. Die boek Handelinge is regtig vir my 'n baie spesiale boek, omdat ek baie lief is daaroor om te praat oor die Heilige Gees en die kragtige werke wat onder die invloed en die inspirasie van die Heilige Gees plaasvind. En dis waaroor ek wil praat in die volgende paar Sondae. Ek kan nie sê hoe lank dit sal wees nie, maar ek wil regtig vertrou dat elke boodskap vir u tot seën sal wees. Dit is net vir my hartseer om te sien dat mense kyk na die tema, en as die tema nie interessant genoeg is, dan luister hulle nie na die boodskap nie. En dan preek ek weer oor iets wat interessant klink, dan is daar baie mense wat luister na die boodskap. Nou vanmôre praat ek 'n bietjie oor Petrus se lewe. En ek gaan nie, daar is nie tyd nie, ek gaan nie klaar maak met Petrus se lewe nie, ek gaan volgende week klaar maak, wanneer ek praat 'n bietjie oor sy invloed in die totstandkoming van die kerk. Ek het gesien, ek sal nooit alles kan preek nie, daar is nie genoeg tyd nie. So ek gaan volgende Sondag verder praat oor Petrus se lewe. Hy was die kerkplanter gewees en volgende week gaan ek meer daaroor sê, maar ek gaan vanmôre ook baie interessante dinge deel oor Petrus se lewe en ons kan ons eie lewe so daarin raak sien. Ek lees vir u vanmôre in Handelinge 2, wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. Ek laat net daardie gedeelte uit waar daar gepraat word van almal wat die evangelie in hulle afsonderlike tale gehoor het, anders raak dit te lank. Ek laat dit net vir daardie rede weg. Ons lees vanmôre Handelinge 2 vanaf vers 1. Daar staan geskryf, Lukas is die skrywer van die boek Handelinge, hy skryf, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd, en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie. Dan lees ek vanaf vers 11, so die middel van vers 11, daar staan geskryf, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê hulle is vol soet wyn. Dan lees ons van Petrus se prediking. Hy staan op Pinksterdag en hy preek, Handelinge 2 vanaf vers 14. En daar staan geskryf, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na die woorde, hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre, 9 die oggend. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer,
En julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. Verwys na Jesus se wederkoms. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Ons lees net tot sover saam in die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike en kosbare Here Jesus, as ek hierdie boodskap sou lees, dan dink ek aan al die beloftes wat U gemaak het, toe U vir U disippels gesê het, ek gaan van julle weg, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, ek sal vir julle die Heilige Gees stuur, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur om by julle te wees en in julle te kom woon, die Heilige Gees, en hy sal julle onderrig en in die volle waarheid lei. Hy sal julle ook aangaande my leer en onderrig. En baie meer is dit het U gesê van die Heilige Gees. En ons is so bevoorreg. Ons het laas Sondag die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, Pinksterdag. En ons is bevoorreg om in die Heilige Gees dispensasie tyd te leef en te weet, die Heilige Gees van God is oral. Die Heilige Gees van God het gekom om met elkeen van ons te werk en te handel en te praat en bemoeienis te maak, en wanneer ons harte oopstel vir Jesus, kom die Heilige Gees in ons harte en kom woon in ons harte en maak ons nuut deur wedergeboorte. En ons kan niks sonder die wonderbare Heilige Gees doen nie. Ons erken dit, ons verklaar dit vanmôre. Vader, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het. En dankie dat ons ook hierdie boodskap van vanmôre aan U kan afgee en vra dat U vir ons sal leer, tot ons harte sal spreek en ons sal seën ook deur hierdie woord in Jesus se naam. Amen. Vriende, u moet maar verskoon, ek dink jy sien dit baie keer. Die een oomblik is dit helder lig in hierdie vertrek, die volgende oomblik is dit donker. En ek wil nie altyd die ligte aansit nie, maar dis maar soos die son skyn en onder die wolke ingaan. Ek woon op 'n plek waar dit baie bewolk is en dit gebeur baie. Maar ek hou aan die voor vanmôre 3 verse, nie noodwendig uit ons geleesde gedeelte nie, maar uit verskillende gedeeltes soos die Here op my hart gelê het. Ek lees vir u Markus 1 vers 16 en 17. Onthou nou, ons praat oor Petrus, die man van God. Petrus, Markus 1 vers 16 en 17. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, dis nou Jesus, sien hy Simon, dis nou Simon Petrus, en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hulle was vissermanne gewees. Vers 17 sê, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dan lees ek ook vir die Handelinge 2 vers 14, waar ons dit vanmôre ook gelees het, waar daar geskryf staan, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hier staan hy op en hier praat hy met almal. En dan Matteus 16 vers 18, waar daar geskryf staan, en ek sê ook vir jou. En dis nou Jesus wat dit vir Petrus sê, jy is Petrus, en op hierdie rots
sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Groot woorde wat die Here Jesus uitgespreek het. Ek praat vanmôre met u oor Petrus, heel eerstens Petrus van visserman tot kerkplanter, want Petrus het die kerk, die Christelike kerk op aarde eintlik geplant, kan ons maar sê, want dis wat hier gebeur het. Nou vriende, Jesus se openbare bediening was volgens verskeie bronne wat ek gebruik het, en waar ek gaan lees het, ongeveer 3 tot 3,5 jaar gewees. Dis hoe lank hulle vermoed Jesus se aardse bediening was. Dit het begin toe hy ongeveer 30 jaar oud was met sy doop deur Johannes die Doper, en dit het geëindig met sy kruisiging, opstanding en hemelvaart. Daar het Jesus se bediening tot 'n einde gekom, sy aardse bediening. Die een bron sê dat daar volgens die evangelie van Johannes afgelei word dat daar na 4 verskillende paasfeeste of pasgas verwys word, wat dui op 'n bediening van 3 tot 3,5 jaar, want Jesus is met die 4de paasfees of die 4de pasga geleentheid in hegtenis geneem en gekruisig. Daar word afgelei dat Jesus die grootste deel van sy bediening spandeer het om in die streek van Galilea en Judea mense te leer om sy volgelinge te word. Die Here Jesus het die heeltyd met mense gepraat om hulle daarvan bewus te maak dat hy die Messias is, dat hy die Seun van God is, dat hy die gestuurde is en dat mense hom moet volg. Want wanneer hulle leer om Jesus te volg, dan sal hulle gered word, want Jesus alleen is die weg, die waarheid en die lewe. So hy het hulle geleer om sy volgelinge te word, en hy het hulle geleer wat die vereiste vir disippelskap is. En ons praat baie keer oor die vereistes vir disippelskap. Die Here sê, ons kan nie 2 Here dien nie, ons kan hom alleen dien. Ons moet hom alleen volg, en hy moet die eerste en die alles in ons lewe wees. Nou sy volgelinge of sy disippels sê, dis baie wonderwerke beleef wat Jesus in hulle midde verrig het. Voor hulle oë het hulle hierdie wonderwerke die een na die ander sien gebeur. Jesus het siekes gesond gemaak, hy het blindes se oë geopen, hy dowes kon weer hoor nadat hy hulle ore aangeraak het, verlamdes kon loop, malaatses is genees, dooies is opgewek en duiwels is uitgedryf, en vele meer wonderwerke as dit het plaasgevind, vriende, en die disippels het dit alles beleef. Kan jy dink hoe wonderlik moes dit vir hulle gewees het om die kragtige wonderwerke van die Here Jesus self te kon beleef. Die Here Jesus het heel in die begin van sy openbare bediening 12 manne gekies om sy disippels of sy apostels te wees vir die tyd van sy aardse bediening. Ons weet nie regtig veel van die meeste van hierdie disippels nie, want ons weet basies net 'n bietjie van Petrus en Jakobus en Johannes, want hulle was maar die disippels wat die meeste alleen saam met Jesus was, soos vir daardie 6 dae wat hulle saam met Jesus op die berg van verheerliking was, en daar in die tuin van Getsemane net voordat Jesus daardie nag in hegtenis geneem is. Hulle was saam met Jesus, Petrus, Jakobus en Johannes, daar in die tuin van Getsemane, om saam met Jesus te bid en saam met Jesus te waak in die gebed, want Jesus wou nie alleen wees nie. En dan weet ons natuurlik ook van Judas Iskariot, Jesus se verraaier. Ons weet baie van hom, ons lees baie oor hom, ek het al gepreek oor hom, maar van al sy disippels weet ons verseker die meeste van Simon Petrus, en beter bekend as Petrus, omdat hy verseker 'n belangrike rol in die ontstaan van die Christelike kerk op aarde gehad het. Hy het 'n uiters belangrike rol gespeel. Hy was die kerkplanter gewees, kan ons sê, vriende, want dis wat die woord ons leer. Dis wat Jesus self gesê het. Nou die rol wat Petrus gespeel het, was fenomenaal. Dit was 'n
uitstaande rol gewees. Dit was 'n uiters belangrike rol wat hy gespeel het. Maar soos die meeste van ons se lewe, het Petrus se begin en sy einde, of sy laaste jare kan ons sê van sy bediening, radikaal van mekaar verskil. En daarom kyk ons heel eerstens, wie was Petrus voor Jesus se hemelvaart gewees? Met ander woorde, vandat Jesus hom gekies het en geroep het om sy volgeling te word, totdat Jesus opgevaar het na die hemel, was Petrus was hy een persoon. En ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie Petrus wat 'n visserman was. Van visserman tot kerkstigter of kerkplanter. Nou Petrus was 'n visserman wat deur Jesus geroep was om sy volgeling te word. En weet jy, ek het baie gedink in my voorbereiding van hierdie boodskap oor Petrus, 'n visserman, 'n ongeleerde man of ongeletterde man, wat deur die Here Jesus vir 'n spesiale doel geroep is en gekies is om sy volgeling te word, want Jesus het sy toekoms geken, soos wat hy elkeen van ons se toekoms ken. En hy het geweet dat Petrus 'n baie belangrike rol sal speel in die ontstaan van die Christelike kerk. In Markus 1 vers 16 en 17 lees ons, daar staan geskryf, en terwyl hy, dis nou Jesus, langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi. Want hulle was vissers, hulle was vissermanne gewees, dit was hulle hele bestaan, dit was die enigste manier van inkomste, was die bron van hulle inkomste. En dan sê vers 17, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dis 'n geweldige, interessante gedagte. Petrus het Jesus en sy broer Andreas het Jesus glad nie geken nie. Want Jesus se bediening het eintlik eers hier begin. En hier kom Jesus na hierdie twee manne toe, terwyl hulle besig is om die nette uit die see te trek. En terwyl hulle by hulle skei besig is om die visse bymekaar te maak, kom Jesus en hy sê vir hulle, julle moet agter my aankom, en ek sal julle vissers van mense maak. En ek weet nie hoeveel hulle daarvan verstaan het nie, maar die Here het op 'n baie besonderse wyse in hulle harte gewerk. En hulle het geweet dat daar iets baie besonders aan Jesus is, en hulle het onmiddellik daardie skuit met sy visse laat staan, en hulle het Jesus gevolg. Maar wanneer ons praat oor Jesus se lewe, van sy roeping af, dan sien ons, hy was 'n doodgewone mens gewees. Hy was 'n ongeletterde of ongeleerde man gewees. Hy was net 'n visserman. Hy het geen geleerdheid gehad nie. Ons lees dit in Handelinge 4 vers 13 waar daar geskryf staan, en juis in hierdie vers verwys Jesus daarna dat hy die kerkplanter sal wees, dat die ontstaan van die Christelike kerk uit Petrus sou plaasvind. En dan staan daar in Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerd en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Maar die fokus val nou daarop dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was. En dis Petrus. Petrus was ongeleerd. Hy het geen geletterdheid gehad nie, of hy kon skryf, glo ons nie, want hy het wel 2 sendbriewe geskryf, en daardie sendbriewe het hy net gedikteer onder die leiding van die Heilige Gees, en iemand anders het dit geskryf, want Petrus kon nie skryf nie. Maar hy was nie dom gewees nie. Die feit dat hy nie geleerd was nie, maak hom nie dom nie, want hy het nou die Heilige Gees na die uitstorting van die Heilige Gees ontvang. Maar hy was ook 'n eenvoudige man gewees, 'n visserman. Maar almal het hom later herken, vir hom en sy broer, en dan ook vir Johannes en die ander disippels herken as metgeselle van Jesus, as volgelinge van Jesus. Nou vriende, is belangrik. Petrus het op verskeie maniere
sy eie persoonlikheid openbaar aan ons in die Bybel. Dis nou, terwyl hy saam met Jesus gewandel het, sien ons soveel dinge wat vir ons daarop dui, dat ons vir Petrus beter kan leer ken, en beter kan verstaan, wie is hy regtig? Ons sien sy karakter, ons sien sy persoonlikheid, en dis waaroor ons in hierdie môre dan nou praat. Ons het gesien, Petrus was 'n ongeleerde man, en hy was 'n eenvoudige man gewees, maar as ons so kyk na sy lewe, dan sien ons op verskeie maniere, hoe hy self sy persoonlikheid aan ons openbaar het. Daar word baie van hom geskryf in die 4 evangelies. Maar wat vir my baie kosbaar is dat hy het gedurig sy geloof teenoor Jesus verklaar. Hy het duidelik sy geloof in Christus verklaar. Hy het duidelik gesê, Here Jesus, U is die een in wie ons glo. U is die ene wat ons wil volg. Nou by geleentheid het die Here Jesus lering gegee aan almal wat daar teenwoordig was, al sy volgelinge. Daar was duisende mense wat Jesus gevolg het, en hy het hulle geleer dat dit vir 'n ryk man moeiliker is om in die hemel te kom as wat dit vir 'n kameel is om deur die oog van 'n naald te gaan. Ons ken daardie gelykenis. En eintlik het Jesus gesê, dit is nie so maklik om sy volgeling te wees nie. Dit kos 'n prys vir enige iemand wat Jesus wil volg. En aan die einde van die dag kom Petrus en hy sê hierdie woorde, Matteus 19 vers 27, daar staan geskryf, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, vir Jesus, hy sê, kyk, ons het alles verlaat. En dan nou Jesus het gepraat van 'n ryk man wat baie het om prys te gee. Nou sê hy, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Hy verstaan nie heeltemal alles nie, maar hy verklaar sy geloof in Christus. Hy sê, ek het alles prys gegee, ek het my hele beroep prys gegee, want hy was 'n visserman gewees en hy het gelewe van die visse wat hy gevang het. En dan by 'n ander geleentheid kom hy waar die Here Jesus ook vir mense lering gegee het en hulle aanstoot geneem het omdat die woord te hard was en baie van die volgelinge van Jesus en hulle het omgedraai en hulle het weggegaan en gesê, ons sien nie kans nie, die boodskap is te hard, daar word te veel van ons gevra, die eise is te hoog of te groot. En dan lees ons in Johannes 6 vers 67 en 68, hier verklaar Petrus weer eens sy geloof in die Here Jesus. Daar staan geskryf, toe sê Jesus vir die 12, nadat baie omgedraai het en van Jesus af weggestap het, want die eise was vir hulle net eenvoudig te groot om 'n volgeling van Jesus te word. Vra hy vir die 12 disippels, wil julle nie ook maar weggaan nie? En dan staan daar in vers 68, en Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? Na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En hy weet, Jesus is die enigste saligmaker en redder en verlosser van sondaars en van mense. En hy sê, ons het niemand toe, na wie toe ons kan gaan nie. Ons wil net by U bly, ons wil net vir U volg. So hy het sy geloof verskeie kere in die Here Jesus verklaar. Maar hy was ook natuurlik baie vol bravade en vol waagmoed, maar sy geloof het hom dikwels in die steek gelaat. Hy was 'n man wat vir baie dinge kans gesien het. En by geleentheid het die Here Jesus op die see geloop. Jesus was naby aan hom gewees en hy was in die skytjie, Petrus nou. En die Here Jesus, hy het vir die Here Jesus gevra om hom toe te laat om op die see te loop, om na Jesus toe te loop. Nou wil ek vir u lees, soos ek sê, hy was 'n man vol bravade en waagmoed. Daar staan geskryf Matteus 14 vanaf vers 27 tot 31, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. So vol bravade, vol waagmoed. Hy is die enigste ene wat kan sien om op die water te loop en hy sê, is nou Jesus wat sê, kom.
kom Petrus, en Petrus klim toe van die skei af, en loop op die water, om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk winde sien, het hy bang geword, en hierin leer ons ook 'n baie kosbare les. Ons kyk baie keer na die omstandighede om ons, en dan word ons ook bang. Dan vrees ons ook. Ons weet Jesus is naby, Jesus is by ons, maar ons kyk na dit wat gebeur om ons, en ons is bang. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Hierin verklaar hy weer eens sy geloof in die Here Jesus. Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Jy sien, vol bravade, vol waagmoed, hy sien kans om op die see te loop, want Jesus is naby, maar toe omstandighede vir hom te veel raak, toe twyfel hy, klein gelowige, soos ons ook baie keer. Ons sien kans vir baie dinge, maar wanneer die aanslag groot is, dan is ons bang. Hy wou altyd iets sê, is interessant van Petrus, hy wou altyd iets sê, maar sy voortvarendheid het hom soms in die steek gelaat. Hy het baie keer gepraat voordat hy gedink het. Ons maak dit ook, ons doen dit ook baie keer, ons praat voor ons dink, en dan praat ons onsself in 'n struik. En daar's 'n paar geleenthede, maar ek wil 3 voorbeelde vir u noem. By geleentheid het hy Jesus een kant gevat, en hy het Jesus een kant gaan bestraf. Jy sien, hy sê iets wat hy nie mooi verstaan nie, want Jesus het vir hulle vertel, dat die Joodse owerhede hom in hegtenis gaan neem, en dat hulle hom gaan martel, gaan slaan, en dat hulle hom gaan kruisig, en dat hy gaan sterf. Hy het vir hulle van sy dood, en van sy opstanding op die 3de dag geleer. Nou wil ek vir u lees in Matteus 16 daarvan vers 22 af. En toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here. Dit sal u nooit oorkom nie. Hy verstaan nie wat hy sê nie. Hy sê iets sonder dat hy dink. Hy besef nie wat hy sê nie. So was Petrus voortvarend. Maar daar staan daar geskryf in vers 23, Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is my struikelblok. Hy is nie die Satan nie. Baie keer is mense net 'n instrument van die Satan. Want hy sê iets wat hy nie verstaan nie. Nou sê Jesus, jy is vir my struikelblok, omdat jy dinge van God bedink, of nie bedink nie, maar die dinge van die mense. En so praat ons ook baie keer verkeerd, voortvarend. Petrus het by 'n ander geleentheid dat hy 'n snaakse, onvanpaste opmerking gemaak, daar op die berg van verheerliking, terwyl hy wat Petrus is, en Johannes en Jakobus saam met Jesus op die berg van verheerliking was, waar hulle ook vir Moses en Elia ontmoet het, daar op die berg van verheerliking. En dit was sekerlik maar vir hom 'n moeilike omstandighede. Hy weet eintlik nie, dit is so heilige omstandighede. Jesus se gesig het geblink soos die son, en dan staan daar geskryf in Matteus 17 vers 4, toe begin Petrus uit sy ongemaklike omstandighede vir Jesus te sê, voortvarend. Hy sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en een vir Elia. Hy het nie lekker verstaan wat presies daar gebeur nie. En so is ons ook, ons praat baie keer sonder dat ons besef, wat moet ons sê. Die laaste voorbeeld wat ek wil noem is, toe hy aan Jesus die versekering gegee het, dat hy hom nooit sal verloon nie. Hy het by geleentheid gesê, Here, almal sal in die aanstoot neem, maar nie ek nie. Matteus 26 vers 34, daar staan geskryf, vanaf vers 34. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat hy aangekry het, sal jy my 3 maal verloon. En hoor nou vir Petrus, hy praat vol bravade. Hy sê, Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie, so het ook al die disciples gesê. Die ander disciples het dieselfde gesê. Maar hulle het maar net gevolg op wat Petrus gesê het. Hy sê, al moet ek sterf, Here, ek sal u nie verloon nie.
Hy praat in sy selfvoldaanheid. Maar toe Jesus van hom vra om saam met hom te bid, het hy geslaap. Daar, toe Jesus hom saamgevat het na die tuin van Getsemane, om saam met Jesus te waak en saam met Jesus te bid, het hy geslaap, het aan die slaap geraak. Daar staan geskryf in Matteus 26 vers 40 en 41, en Jesus kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. En dan sê Jesus, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Vol bravade kap hy Malchus sy oor af, want Jesus is by hom. So hy het absoluut groot vrymoedigheid gehad om hierdie diensknegt van die Jode se oor af te kap, wat gekom het om Jesus te arresteer. Johannes 18 vers 10 en 11 sê, en Simon Petrus wat 'n swaard gehad het dit uitgetrek en die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die diensknegt was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in jou skede, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie? So hy het nie verstaan nie. Hy dink hy tree as beskermheer van die Here Jesus op, deur Malchus se oor af te kap en vrees in te boesem op hierdie manier by hulle wat gekom het om Jesus te arresteer. Maar hy verstaan nie. Vol bravade doen hy hierdie dinge. Maar die hartseer daarvan is, daar dieselfde nag het hy Jesus 3 maal verloon. Daar dieselfde nag, onthou nou, ek het gepraat by geleentheid daaroor toe hulle Jesus gearresteer het, is hy onmiddellik na die hoëpriester se paleis geneem en daar sy verhoor en daar sy reeds ter dood veroordeel. En Petrus het dit op 'n afstand gevolg en hy het daar in die binnehof beland. En hy's 3 keer gekonfronteer waarna hy gesê het, ek ken hierdie man nie. Ek weet nie van waarvan julle praat nie. Ek lees net vir u die laaste 2 geleenthede in Matteus 26 vanaf vers 72. En met die eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. In vers 74 staan daar, toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. Daar word selfs beweer dat hy gevloek het, so kwaad was hy. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woorde van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Jy sien, vol bravade, maar hy het nie die Heilige Gees gehad nie. Hy was nog nie vervul met die Heilige Gees nie. Hy was nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Hy was nog nie onder die volle beheer van die Heilige Gees nie. En daarom het hy elke keer sy eie swakheid raak gesien. Hy het by geleentheid erken teenoor Here Jesus dat hy 'n sondaar is. En hier erken hy sy eie swakheid. Ek het gesê, ek sal vir u sterf, en hier verloon ek hom 3 maal. Ons is soms geweldig krities teenoor manne soos Petrus en sê, kan jy dink Petrus het die Here Jesus 3 maal verloon? 3 keer het hy gesê, ek ken hom nie, want hy is bang. Hy is bang vir wat hulle aan hom gaan doen. En hy verloon die Here Jesus 3 keer. En toe kom daar skrif in my gedagtes op, en dit is 1 Korintiërs 10 vers 12 wat sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Baie keer dink ons is sterk, ons sal nie val nie, ons sal nie struikel nie, ons sal nie sonde doen nie, en sê die woord van die Here, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Maar vriende, ons kan alleen staande bly in die geloof, wanneer ons vervul is met die Heilige Gees. En daarom praat ek 'n bietjie in hierdie dae, in die volgende paar Sondae met u, met die werking van die Heilige Gees in ons lewens. So, wat maak Petrus so 'n besonderse man na Jesus se hemelvaart? Na die Here Jesus se hemelvaart het Petrus se lewe drasties begin verander. Met ander woorde, nadat Jesus hulle alleen agtergelaat het, maar die Heilige Gees in hulle midde gelaat het, want
hulle het reeds die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees het net oor hulle gekom, soos ek in 'n vorige kort boodskap verduidelik het, dat die Here Jesus sy Gees aan sy disippels geskenk het. Petrus het reeds die Heilige Gees oor hom gehad, om vir sy God opgelegde taak toegerus te wees. En waar sy God opgelegde taak begin? Vandat Jesus die Heilige Gees oor hulle geblaas het en die Heilige Gees oor hulle gekom het. In Johannes 20 vers 19 tot 22 staan het vir ons uitgespel, en toe dit aand was, op die eerste dag van die week is na Jesus se opstanding, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Jesus spreek sy vrede oor hulle uit, God gewerkte vrede. Net Jesus kan ware vrede gee. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy met die wonde. Dit was net letsels en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Want hy het geweet, Petrus gaan 'n kragtige instrument in die hand van God wees, wanneer hy gedoop en vervul word met die Heilige Gees. Vers 22, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So vriende, hierdie 11 disippels het reeds, ek dink is een van die disippels, die ongelowige Thomas was nie daar gewees nie, maar die ander 10 disippels het almal die Heilige Gees ontvang. Maar hierdie 120 volgelinge van Jesus, insluitende natuurlik sy 11 disippels, is eers op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees gedoop met die Heilige Gees en vervul met die Heilige Gees. Nou ons moet dit verstaan, vriende. Voor die tyd was die Heilige Gees daar nog nie. Die Heilige Gees was wel oor daardie 10 disippels wat die Heilige Gees ontvang het toe Jesus oor hulle geblaas het, maar die Heilige Gees was net oor hulle. En nou op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees ontvang hulle die volheid van die Heilige Gees. En hier het die radikale verandering in Petrus en die ander disippels soos Johannes se lewe gekom. Maar die fokus val vanmôre eintlik maar op Petrus se lewe, en daarom gaan ons 'n bietjie verder praat en volgende week nog verder praat oor Petrus se lewe. Petrus word 'n geestelike leier onder die disippels van die Here. Hy word 'n absolute uitstaande geestelike leier, hierdie ongeleerde en eenvoudige man. Petrus het reeds voor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag sterk leierseienskappe getoon, en Jesus het dit natuurlik geweet. Daarom het hy gesê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. So Petrus is die stigter, die kerkplanter gewees, soos ons leer in die woord. Handelinge 1 vers 15 sê, daar sien ons, dat hy al steeds reeds sterk leierseienskappe getoon het. In Handelinge 1 vers 15 staan geskryf, en in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120, en hy het vir hulle gesê, daar het hy gespreek, en hy neem leiding om 'n disipel in Judas die verraaier se plek dan te kies. So hy was die leier van daardie 11 disippels gewees, soos wat ons dan in die woord sien. En dan sien ons dadelik na die uitstorting van die Heilige Gees dat Petrus gepreek het vir die volk daar op Pinksterdag. Preek hy vir die volk na die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 14 tot 36. Hy onderrig hulle aangaande die Heilige Gees, want hulle het niks van die Heilige Gees geweet nie. Nou praat ek van die volk. Die Heilige Gees het gekom oor die 120 wat in die boventrek gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees, op die vervulling van die Heilige Gees. Maar die res het dit nie verstaan nie. Hulle het die geluid van die Heilige Gees gehoor soos 'n wind, soos 'n sterk wind, en
die tonge van vuur wat op mense geval het en op die 120 geval het, hulle het dit nie verstaan nie. Ons het dit vanmôre gelees, ek lees dit weer vir u, Handelinge 2 vers 14 tot 18, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, en hy sê, Joodse manne, en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Met gesag, vol van die Heilige Gees, spreek hy. Hierdie manne is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre, 9 uur die oggend. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Joël het verwys na die uitstorting van die Heilige Gees. En daarna kan dit weer gebeur, na die uitstorting van die Heilige Gees, want dit het gebeur op herlewings wat uitgebreek het. Daar het die Here weer sy Gees oor almal uitgestort, jongelinge en ou mense, en hier staan geskryf, hy sê, julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en die ou mense sal drome droom. Hy sê, en ook my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my gees op uitstort, en hulle sal profeteer. Hulle sal preek. Hy onderrig hulle ook aangaande die eindtye. Baie interessant, hy sê hier in Handelinge 2 vers 19, terwyl hy preek, tot vers 21 sê hy, en ek sal wonders gee, dis nou die Here wat het gespreek, ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. En daarom hoor ons baie mense heg soveel waarde aan die bloedmane en al die tekens aan die hemelruim, en hulle sê die koms van Jesus is naby. Die son sal verander en in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Dit verwys na Jesus se letterlike tweede koms. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat Jesus se naam aanroep, wanneer hulle hierdie teken sien, dat die koms van Jesus naby is, en dat ons in die einde lewe, wat Jesus se naam aanroep, sal gered word. En die laaste wat ek vanmôre met u hanteer is, hy onderrig hulle aangaande deur Jesus self. Hy leer hulle van Jesus. Hy praat openlik oor Jesus. Hierdie Petrus wat bang was, dat hy vervolg sou word, daartoe hy Jesus in die binnehof 3 maal verloon het, getuig nou openlik voor die Jode oor Jesus en voor die Israelies van Jesus. Handelinge 2 vers 22 tot 24, daar sê hy, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het. Ons het daar in die begin gepraat van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, soos julle self ook weet, sê hy. Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. En nou sê hy vir hulle reguit, julle is die moordenaars van hierdie Here Jesus. Hy sê, julle het hom omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood uit die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Jesus kon nie in die graf bly nie. God het die smarte van die dood ontbind. Jesus het uit die graf uit opgestaan, uit die dood uit opgestaan, en het aan sy disippels en baie ander verskyn, en 40 dae later het hy opgevaar na die hemel, en 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort. En ons gaan volgende week verder praat oor Petrus, die kerkplanter, wat gekom het
om 'n baie belangrike rol te speel in die stigting van die Christelike kerk op aarde, wat niemand ooit sal kan vernietig nie. En dank die Here vir 'n man soos Petrus, 'n gestuurde, 'n gesalfde, 'n geesvervulde man van God, wat van Christus getuig het en wonderwerke gedoen het in die naam van Jesus, en so die Christelike geloof op aarde ontstaan, en daarom moet ons ook vir Petrus baie dankbaar wees dat die Here hom gebruik het om vir ons die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Vriende, ek hoop en vertrou dat hierdie boodskap van vanmôre vir u tot seën was. My vraag is net, ken u die Here Jesus, soos wat Petrus hom geken het? Kan u ook die geloof in hom verklaar, soos wat Petrus sy geloof in Jesus verklaar het? Dien u hom? Is hy ook die alles, die eerste en die laaste in die lewe? Mag die Here genade gee. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons wil vir u dankie sê vir hierdie woord. Dis kosbaar, u woord is kosbaar. U is kosbaar vir ons. Dankie dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het om by ons te wees en in ons harte te kom woon, en die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid lei en wat ons ook geleer het wie Jesus is en oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel. O Heilige Gees van God, ons dank en eer u vir dit wat u vir ons kom doen het. Ons kan u nooit daarvoor dankie genoeg sê nie. En ons aanbid u in die naam van ons wonderlike Here Jesus. Amen. En vriende, mag u 'n wonderlike dag en 'n baie geseënde week hê. Totsiens.